Louis, Hetty, baie welkom. Dis vir ons so lekker om julle hierso te hê en baie welkom. Ek hoop julle voel sommer weer tuis hier in Suid-Afrika en Louis het so vinnig net vir my gesê, hy love die nuwe challenge om op die pad te bly. Dit is vir hom ongelooflik lekker. Potholes is nie meer realiteit vir hom. So was lekker net om so 'n bietjie te sien dinge in Suid-Afrika. Ons hou dit interessant. So welkom en ons is so dankbaar dat julle hierso is en ek dink weer eens die span het so mooi getuig van wat die impak is wat julle al gehad het op soveel mense se lewens en is vir ons 'n voorreg om julle hier te hê vanaand. Dit wat hulle probeer doen het. sy noem vir my 'n has-been. Ek sit hierso in hierdie vertrek. En sy sê ek was die OG. En dis 'n ouditeur-generaal. Wat is dit anyway? En Tommy staan hier in skinnies om my jealous te maak. Ja. As 'n ouderdom waar jy kom waar jou bobine is dunner as jou kuit, hè? En ek kan dit nie meer dra nie. En thank you very much. Ek voel so welkom, hoor. Ja, ek terg altyd. Dit is lekker om hier te wees. Verstaan julle dat dit 'n wonderwerk is om vir amper 34 jaar hiermee uit te hou? As mens nog 'n ernstige mens is. Dit is Louis se selfopgelegde taak om my gereeld in die verleentheid te bring. Dit is sy gunsteling. Ek moet sê, dit was vir my nogals, jy het 'n prentjie van iemand en jy's glad nie wat ek gedink het jy is nie, Louis. Jy's eintlik baie funny. Sorry, jy ook sorry. inklim in my karakter. Ek waardeer jou. Nee, ek dink weer eens net daar's 'n woord wat die jonger generasie sou gebruik. Louis, jy's 'n vibe. Jy's 'n vibe, ja. Ek is ekstra, man. Ja, ek like it. Alright, julle is so. Ons gaan reguit inspring want ek dink dit wat julle vanaand het vir almal wat hier teenwoordig is genuine van soveel waarde. So waar ons eintlik maar gaan wegspring is eintlik maar net kortliks. Louis en Hetty is op die oomblik op 'n boektoer wat hulle besig is om Suid-Afrika plat te ry, waar hulle besig is om oral te bedien en wat hulle eintlik graag wil doen is hulle wil eintlik maar net vir mense saad gee en kennis gee en hulpbronne gee oor wat julle al soveel ervaar het rondom behalwe vir die kinders, die huwelik spesifiek, want dis waar ons gaan gesels vanaand. So, voordat ons by die boek uitkom en voordat ons gesels oor die boek en die hulpbronne, wil ek net eers vir julle vra, wat presies het julle geïnspireer om te gaan en 'n boek te gaan skryf oor die huwelik en want hier's mense, Tegan het dit mooi gesê, hier's mense wat hierso sit wat of is in 'n verhouding, hulle wil graag trou, hulle is getroud, hulle huwelik is dalk op 'n slegte plek, dis dalk op 'n goeie plek, as dit op 'n goeie plek is, kan dit net beter. Almal kan uit hierdie uitbaat, maar hoekom het julle besluit om dan 'n boek te gaan skryf oor hierdie en wat leef in julle hart rondom hierdie boek? Wel, daar in die Bybelbelt in Tennessee, gaan nou mense uit die kerk uit as 'n vrou op die preekstoel verskyn. So, toe ek nou sê ek gaan huweliksbediening daar doen, toe sê hulle, nie sonder Louis nie. So, hy moes aanvanklik net langs my kom staan en teenwoordig wees sodat ek mag praat. Maar toe begin hy inmeng in die goed wat ek vir mense leer. En hy begin sê, maar wat van dit? En nee, kan jy nie daai so sê nie? En toe kom hy met wonderlike input. En toe ons oor uitvee, toe het ons 'n hele huweliksnaweek se kurrikulum tussen die twee van ons ontwikkel. En saam met ons span het ons dit al 'n hele paar jaar in 'n ry aangebied. En dit het net vir ons sin gemaak dat dit in 'n boek gesit moet word. En die boek is regtig geskryf soos 'n werkboek ook, sodat mense die huweliksnaweek kan hel, is ons nie daar nie. Nee, en ek dink dis wat ek hou oor die algeheel van jou boeke, is my vrou het die boek Kweek Kinders met Karakter, is die kennis is baie waardevol, maar prakties, dis so prakties, en ek dink dis wat ek baie geniet, en ons is opgewonde, want ek dink ons gaan definitief een van hierdie bootjies kry, en hy gaan vir lank soos kas staan, en ons gaan deur hom werk, so ons is opgewonde, ons sien baie uit daarna. Ja, ek is so bly, Tegan het gesê, sy en Logan verskil ook so, dat ons weet, dis nie net ons nie. Die Here doen dit verskriklik baie, om opposites by mekaar te sit, en die ou, weet die bumper sticker is reg, opposites attract, en dan opposites attack. Ons het lank voor ons huwelik met karakter gebou, dit is huwelik met karate probeer, en dit werk nie so goed nie, en ek dink dis wat aanleiding gegee het, net soos Hetty se ouerskapbediening begin het, deur dit sy as 'n jong mamma, nie oor die weg kon kom met ons eerste kind, en dit was vir haar skok, want sy het so uitgesien na haar mamma te wees, en so het sy geleer dat die Here mense verskillend maak, en jy beter mense hanteer soos wat die Here hulle gemaak het, maar toe ons getrou het, ons was veel en vlam vir die Here, ek was in bediening gewees alreeds, Hetty was nog 'n voltydse spraakterapeut, en jy is so verlief op mekaar, en jy is lief vir Jesus, en jy dink regtig waar, dis genoeg, en jy dink eintlik oor veel meer, want jy het net hoof vir mekaar, en jy het my getrou vir my lyf, so dit het, jy weet, dit baie goed gegaan, vir 'n rukkie tot die lyf begin gaan het, Het hy gegaan? O, ek sou dit nie sê nie. Baie dankie. Sê nie, Louis. Jou check is in die pos. Ja, en weet, ons is regtig al so 'n bietjie lank in die tand. Ons het in 1992 getrou,
En weet jy wat, in 2004 eers is ons huwelik wedergebore, wat ons regtig besluit het om op te hou om mekaar te probeer verander, want ons is twee baie stubborn mense. En jy weet, dis nie net as jy getroud is wat jy agterkom hoe verskillend jy is nie, maar is eintlik kort daarna, het hang af hoe lank jou witbrood is. En ek dink dit is maar eintlik wat aangeleid het tot 'n deel van die boek is ook maar oor temperament, is oor en Hetty is die kenner daaroor, ek nie, maar verseker is ek en Hetty handomkeer verskillend, nog baie meer as wat jy en Logan ooit kan wees. En dit lei, jy weet, as jou spiritualiteit verskil, as jou bioritme verskil, as hoe jy hoe jy herlaai as 'n mens verskil, hoe jy die kinders sien, hoe jy die lewe sien. Ek en Hetty verskil op so verskriklik baie maniere. En maak geen fout. Hy kom van Brakpan af. Kom jy reg van Brakpan af? Ek kom regtig van Brakpan af. So ons verskil van al die ander mense. Alles is moontlik. Dis nou waar jy sê waar ek vandaan kom. Jy moet nou sê waar ek vandaan kom. Nee, ons praat jy, die Here het my diep uitgehaal. So jy weet, ek dink hoe ons kon beleef het, hoe jy weet, ek was 'n prokureur toe ek baie jonk was. En as prokureursklerk maat jy die mense elke Vrydag skei hof toe, want dis wat vir jou baas jou betaal. En 90% van mense skei oor onverzoenbare verskille. Nou hier sit die resultaat na 34 jaar van, daar kan onverzoenbare verskille wees, maar in die Here, in die Heilige Gees en met werk, is daar nie iets soos onverzoenbare verskille nie. So dis 'n sekere deel van waaroor die boek gaan. En dan die ander deel is, omdat ons boomtaal praat, en Hetty sal nou meer daaroor uitwy, maar ons is twee bome, ons is twee verskillende bome, en daar's 'n baie goeie worship song, wat eintlik hieroor gaan, daar's 'n boom in 'n gat, in die grond, en die groen, dis mooi. Hulle weet nie dit in Tennessee nie, maar dis die hele idee, die Here vat hierdie twee verskillende bome, en hy plant vir hulle same 'n gat in die grond, in 'n tuin, en dis verstel om vrug te dra, en ons is excited, meer as ooit tevore in ons lewe, want as sy nes ek was, dan was daar baie minder vrug, en dit vat nogal iets, dit vat volwassenheid, om te gaan van daai punt van waar jy besef, ons is so verskillend, en ek dink net sy is net heeltemal verkeerd, en sy moet verander, en dis oordeel, tot heeltemal 180 grade aan die ander kant, waar ons mekaar se verskille kan celebrate, en weet, this is a good thing. Dis nie net, weet jy spandeer baie keer lang jare in die huwelik in 'n koue oorlog van ek weet sy's verskillend en ek aanvaar sy's verskillend, sy beter net uit my spasie uitbly. En baie mense leef so en dit is maar eintlik okay. Maar dis 'n koue oorlog en om te kom by daai punt van celebration, dis eintlik waar ons mense wil hê. En ek dink wanneer jy besef dat as jy verskil, kan jy eintlik daai gebruik tot voordeel van waarmee die Here besig is en dan begin jy almal se eienskappe en almal se take en elkeen se persoonlikheid na die tafel toe bring en dit word gebruik vir iets mooi en iets goed. So ek hou baie van wat julle sê. So vinnig, kom ons kom nou net by die bome uit want ek sit bang mense begin dink ons praat so oor boom, dagga. So kom ons, dis nie dagga nie, ons praat nie hier oor boomrook nie. Verduidelik gou vir ons presies hoe lyk en werk die bome. Ek wil net gou eers sê, hierdie is die 4 bokse waarin ons mense verdeel, nie? Temperament beteken letterlik mengsel. So, nie een van julle is heeltemal en 100% 'n palm of 'n roos of 'n suur of 'n dennie. Ons het 56,000 aanlyn Talltrees profiele geanalyseer. 56,000. So nou kan julle 'n bietjie raai hoeveel mense uit daai 56,000 het in een van daai 4 blokkies geval. 100,000, 500, 7 uit 56,000 mense pas so bietjie in 'n boksie. Daar was nie 100% roosboom nie en julle sal later die genade van die Here verstaan in daai verskynsel. Maar goed, so ek hou meer daarvan om te sê ek het roos, ek het palm in my mengsel. En terloops, julle baie briljante Janko, wat hier in julle gemeente is, wat net hier gestaan en sing het vir ons 'n app geskryf, sodat jy ook jou boomsoort eienskappe kan ontdek. Ja, en julle wil hande klap, ek wil ook hande klap, dis awesome. En nee, is regtig, dis 'n briljante app. So ek gaan julle vanaand net genoeg sê om julle lekker die mekaar te maak. Dan gaan die app julle nou weer reg help, saam met 'n paar boom-experts in die huis oor wie ek nou nog ietsie sal sê. Maar julle kom ons begin by die palms. As julle nou na daai prentjie kyk, julle kan ons nou sien, dis lekker mense daai. Want dis heeltyd speeltyd. Dis sonskyn, dis Hawaii. As jy wil weet,
of iets werk vir 'n palm, dan vra jy net werk dit in Hawaii met vakansie. En as dit nie op 'n Saterdag in Hawaii of 'n vakansiedag in Hawaii werk nie, dan is dit nie deel van hulle wêreld nie. Soos dink julle hierdie ouens gaan nou van 'n begroting? Gaan hulle presies opstaan en aankom op die minuut wat hulle gesê het hulle iewers gaan wees? Nee, kan ons nou sien dit gaan lekker. Baie baie lekker. Nie deadlines nie, nie limits nie. So Louis het nogal 'n bietjie palm in hom. Palm sou van ja sê. So gewoonlik as die kinders vir ietsie vra, dan sê Louis ja en dan kom ek agterna met daar's 'n klomp detail hierso missing wat jy nie geweet het nie. Die antwoord moet nou nee wees en dan kan hulle nou nogal baie charming wees. So hierdie is wat hulle lewensmaats vir ons gesê het. Ons het 'n vraelyste laat doen van mense wat nou weet wat hulle boom is en met wat se boom hulle getroud is. En hulle sê vir ons dit is hoe dit is om met 'n palm getroud te wees. Daar's baie passie, daar's baie opwinding, daar's baie verrassing. Dink coconuts wat op jou kop val, okay? Maar daar's lekker goeders ook, dadels, acai berries, palmolie. Hierdie essensiële mense wat met hulle hele lyf lewe. En jy weet Louis se palm werk so dat hy sê ek kan met hom oor enigiets praat solank ek kan hom vat. Toe ek nou so half dink jy maar ek wil nie ek is baie keer kwaad vir hom wil ek nie noodwendig gaan jou vat nie. Toe sê hy maar dan gaan dit nie goed uitwerk nie. Ek is soos 'n lotteriekaartjie, scratch and win. so die palms is so jy moet kontak maak nou. So dis hoe hulle lyk. En dan is daar rose. Nou as jy vir 'n roosboom in die natuur kyk, dan kan jy mos nou sien daar gaan twee goeters aan. Daar's blomme en ek weet jy kan hom snoei tot daar amper niks van hom oor is nie, dan gaan daar net meer blomme wees. Dit is daai mense wat jy kan hulle nie stop nie. As hulle iets wil doen, dan gaan hulle dit doen. There's no stopping them. Daar's daai kleintjies wat gebore word met ek is die baas, kan jy nie lees nie op hulle voorkop. As jy so ene groot gemaak het, dan jy baie gebloei in die eerste paar jaar, dit is rof. En nou is jy woes trots op hulle en jy weet nie hoe dit gebeur het nie, want hulle het jou gek gemaak aan die begin. Dis die rose. En want hulle het nou dorings by. Nou, en hierdie is die doring, hierdie ene. Hy praat altyd die waarheid, dit is altyd, liefie, nie daai broek nie. Asof jy reguit sê, dan sê jy wat verkeerd met die broek? Nee, jy lyk nie goed daarin nie, moenie dit weer aantrek nie. So, dit gaan sonder om te sê, my vrou is verseker 'n roosboom, want sy sê ook reguit, jy stink nou. En ek dink baie dis offensive. Nou, wow. Soos jy kon net vir my sê my liefie, jy stink nou. En so my vrou is 'n roosboom. En dan as jy bietjie wonderlik kan sê sy, ek's net eerlik. Ja, dis Just altyd keeping die it real. antwoord. Nou. Sy sê wat wil jy hê? Moet ek vir jou eerder nie sê nie. En sê ek nee, jy kan dit dalk net anders sê. So nee, my vrou is definitief 'n roosboom. So. Ja, maar sy is ook daai goed, nou, watter Nee, van daai definitief. eienskappe het sy? Kom ons sê bietjie, wat sien jy daar wat sy het? Soos ek deurgaan, amper alles, ek dink jy wil gehalsig, sal ek sê, gebeur op 'n ander manier, maar sy is definitief die meer verantwoordelike ene tussen ons twee. Ek sê palm, so Okay. ja, alles is my net lekker. Die lewe is net 'n lied. Ek meen, kan nie beter nie. My nog geklink jy's 'n wit stinkhout. Dit klink vir my vrou wil sê ek's 'n wit stinkhout. So ja, nee, definitief. Sy's 'n roosboom, ek's 'n palm en snaaks genoeg, waar val julle? Louis, is jy? Ja, ek is wat ons noem 'n kontraden, wat beteken, ek het bietjie van hierdie palm, Okay. wat julle nou al gesien het, en ek het die roos en dan het ek ook van hierdie suurboom in my. Maar dan daai laaste ene, die den, het ek niks van nie. En Louis is weer meestal den. En hy die minste van die suurboom. Ek is 'n kontrasier. Hy's 'n kontrasier. So as jy nou So, mooi net met nie sien Toltries nie. werk, dit is nou nie deel van wat as jy doen nie, maar was iets wat in 'n koue front waar jy moet sê wat is jy amper allergies voor in jou temperament. Meeste van wat jy het is my koue front en my skors. Ek's eintlik allergies vir my vrou. Ja. Want suurboom, ek dink baie keer wanneer mense dit hoor, ek lag, ons het nou maandag wat verby is, sê ons ons Nefet en Louis so en Tegan het die gesprek met ons gemeentebestuurder en sê soos Rian, jy's 'n suurboom. En kyk, dit kan nogals dit kan bad klink as suurboom. As jy nou want suurboom dit kan baie vinnig want suurboom is lyntjies en blokkies. Presies. Baie mooi, alles werk, daar's reëls vir 'n rede, daar's 'n budget en soos jy genoem het, 'n palm werk jy lekker met daai goed nie. Nee, palms is ook nie vir die suurboom lekker om mee te werk nie, net by the way. So, dit is regtig wederzijds. Die palms maak ons mal by ons gemeente.
doen ons sulke groot goeders met Easter en een keer is ek nou suurboom, nou is ons besig, daar's seker merkies op die vloer. Nou moet ons 1000 stoele terugsit waar hulle hoort, maar dis jy weet soveel rye en soveel stoele in elke ry en ons probeer hierdie goeders uitfigure. Die palms sit in die middel in 'n kringetjie met stoele, met kinders en chips en hulle sê net hierdie was die awesomeste Easter. Ons moet dit elke jaar weer doen. En ek wil in hulle oë spoeg en sê met mense soos julle wil ek dit nooit weer doen nie. Staan op, ek wil skoonmaak. Ons het werkies so om te doen. Weet maar dis die ding terwyl die palms celebrate is die suurbome besig om die vloere op te vee. So ja, dis omdat die palms mensgeoriënteerd is, Jonathan. It's about the people. Ja. En hulle is worshippers en hulle is celebrators. En die suurbome is taakgeoriënteerd. Ja. En dis maar waar die groot En ek moet daarby gaan om konsep te sê, inkom. julle Rian doen briljant. Ja. Want jy het so ou nodig. Jy het 'n ou nodig om die lyne neer te sit, om die reëls neer te sit. En hy's briljant en hy sal altyd praat oor in sy huwelik. Ek gebruik nou so 'n voorbeeld. Hy sal altyd sê sy vrou is 'n worshipper. Dan in die worship, dan kyk hy langs en hy sien net trane en dan dink hy, mis ek iets? Wat gaan hier aan? Want sy's in die oomblik en hy dink dit, dis oulik. Kom ek sien uit vir die boodskap, want oor die algeheel die boodskap gaan vir hom oor prakties inligting. toepas, inligting. So ja. Suurbome hou baie van input. Hulle wil goeders leer, hulle wil groei. Gewoonlik as ons 'n aand het soos hierdie, dan gaan ons 'n hoë persentasie suurbome hê, want suurbome is op 'n nimmer eindigende selfverbeteringskursus. Ek hoor. Dit is altyd ek kan beter doen, ek kan leer, ek kan groei, sê vir my nog. Dit maak hulle bly. Louis sê ook suurbome het, jy weet, hulle liefdestaal is vroegtydige informasie. So as jy op die laaste oomblik vir jou suurboomvrou sê ons gaan nou nie meer soontoe nie, of hoor jy moet nog dit ook inpak want ons slaap oor of so, dan sal 'n kortsluiting. Short circuit. Ja, nee, dit gaan nie goed nie. En dan is daar ook die dennebome en ons weet die dennebome, as jy in 'n woud instap, dennewoud in die Rykaai, denne gee dan word jy soms rustig. Hierdie is die chill mense, ek het 0% chill. Ja, ek is ook nie naby. Laurens Stegen se man. Kyk, hy's 'n denneboom uit en uit. Ja. As jy net vir hom kyk dan raak jy rustig. Jy's my vriend. So, ons het nie baie van hulle op kantoor nie. Ek wil net dit sê. Ons skort meer dennebome. Dis miskien wat die wat lyk asof hulle boom gehad het, maar hulle het nie. Dis presies dit. Ja, en hulle lyk by the way presies dieselfde of hulle verlief, baie bekommerd of opgewonde is. Same face. Ek kan na 34 jaar sy getroude lewe met Louis nog steeds nie sy gesig lees nie. Ek moet vra hoe dit gaan. Is jy 'n denneboom? Ek het verskriklik baie denneboom, ja. Tuurlik het mense het julle dit ons kan nie al die detail ingaan nie, maar jy het 'n werkprofiel, jy het 'n sosiale profiel, jy het 'n wat is die ander ding? Dit is detail. Lewensuitkyk. Lewensuitkyk is te veel detail vir my, maar I mean in my werkprofiel kom my roosboom nogal uit hoor. Maar in my sosiale profiel floreer denneboom en probably in my lewensuitkyk. Ook geweldig baie. So nie detail nie, maar big pictures. Ek sit byvoorbeeld en wonder of jy mense daar agter hierdie wit woordjies op die groen kan lees, want ons dennebome, ek worry nie oor wat die woorde is nie. Ek worry oor of die mense daar agter dit kan lees, want ons is geweldig groot prent. Ons praat nie baie nie, maar ons sit so op die kantlyn en ons kyk en ons neem waar. Jy weet, en dis jou groot prent mense. Wel vir die mense wat stres net vir jou ook Louis, dis 'n goeie ding. Want as hulle nie dalk kan sien nie, dan moet hulle die boek koop en hierdie is 'n boektoer. So ek is opgewonde dat julle die boek gaan kry. So dis great. In 'n geval sit die skerm af. Weet jy, as jy nou sien hoe hierdie bome nou verskil, dan beteken dit as hulle saam in 'n huwelik ingaan, ek gaan net gou by hierdie app advertensie verby. As hulle saam in 'n huwelik ingaan, dan beteken dit elkeen bring sy eie ontwerp daarin en maak nie saak wat die oomblik in die huwelik is, of dit intimiteit is, of dit konflik is, of dit die Here saam aanbid, of dit die keuse van 'n kerk, die grootmaak van kinders, elke moment in die huwelik raak nou 'n poging om op dieselfde bladsy te kom. Okay. En Hannelet merk nou die dag iets interessants op, toe ons groot familiefoto op die skerm gooi, en ons praat oor die temperamente, toe sê sy, maar dit lyk dan nou vir my asof jou kinders almal getrou het, of nou ernstig verlief is op hulle selfe boomsoort, toe besef ons, hulle het seker gekyk na hierdie teenoorgesteldes en gesê,
Absolutely not. Ons gaan nie daai fout maak nie. Ons kies dieselfde boom, maar die grappige ding is toe ons nou gekyk het wat gebeur op hierdie verskillende aspekte van die huwelik met die teenoorgestelde Ja. bome. Dan gebeur daar nou baie interessante goed. Die enigste ding wat verskriklik goed werk met iemand wat presies soos jy is seks. Want dit is die een area waarin jy nie waar dit verskriklik moeilik is. Ja. As iemand se tempo anders is, fokus is anders, verstaan is anders, kommunikasie is anders, emosionaliteit is anders, fisiologie is verskillend in terme van sensoriese goeders hoe ons liggame werk. So die res van die dinge is net makliker as ons Dis verskillend is, amazing. maar daai Ja, dis amazing. En Ja. ek dink weer eens dis 'n gesprek wat weer eens ons graag wil uitnooi. As jy meer wil weet oor dit en jy voel jy's maar jy het meer kennis oor dit, wil ek regtig uitnooi om die boek te kry. En wat ek agtergekom het rondom die boek en ons gaan nou na stilhou plekke in die tuin toe, is jy gebruik baie beeldspraak en ek dink dis die groot geheim dink ek agter die sukses van om beeld en informasie by mense uit te kry. Vat 'n beeld en dink vinnig aan hoe daai ding lyk en dan kry jy vinnig 'n prentjie en jy maak 'n analise. En toe wat julle nou gaan doen het met die huweliksboek, is julle het gegaan en gesê maar met daai in ag geneem jou persoonlikheidstipe, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy is as 'n mens en dit verskil nou natuurlik van werk en van jou persoonlike lewe. Is daar in die huwelik spesifieke goed wat jy kan ervaar en doen om by 'n plek uit te kom waar jy op dieselfde bladsy kom? Want dis die geheim is om op dieselfde bladsy te kom. So stilhou plek. Ek wil onmiddellik daar so dit is wat ek so lief van het. Hulle is natuurlik hierdie boomgoeders is haar wêreld. Myne is daai kulklaar gitaar. Ek bewonder hom van ek ingeloop het in sulke goeders, maar dit is so lekker prakties. Ja. Ons praat nie, julle weet daar's 'n temperament allerlei goeders wat mense gebruik, maar weet Tree Tribe en die bomegoed is net so maklik om te verstaan. Dit is so maklik om weet in taal te omskep en om nou by stille plekke in die tuin. Dit maak dit maklik. Ek het dikwels met die saamskryf van die boek dan sê ek vir Hetty, dis nou regtig cool wat jy daar sê, maar kom ons maak dit meer prakties want dis nou ek is nie heeltyd op 'n kursus nie. Ek hou nie van kursusse nie. As ek nooit in my lewe weer iets hoef te leer nie, dan is dit heeltemal te gou. Ek hoop as ons in die hemel kom, hoef ek nooit weer iets te leer nie. Want nou ek is 'n producer en jy moet heeltyd nuwe software. Dit is so erg, maar jy weet hierdie boek moet werk en die content moet werk vir mense wat glad nie van lees hou nie. Ja. En ek dink hierdie goed maak dit so verskriklik prakties vir mense en dis die idee. Ek dink as kyk na die boekwinkels, kyk na die biblioteke, hoeveel boeke is daar al geskryf? Ja. Jy weet dit moet amper nie nodig wees om iemand meer iets te leer nie as jy kyk na daai boeke. Maar dis duisende woorde, is onverteerbaar. En die idee is kom ons maak dit so prakties as moontlik. Ja, ek hou van daai woord onverteerbaar want ek dink dis juist wat 'n boek moet doen. 'n Boek is nie eintlik net daar om jou slim te laat voel nie. As jy dit kan toepas, dan dink ek is die boek regtig suksesvol is. Kan dit jou kry om iets te doen en dit is goed om te leer want ek dink dis wysheid en hoe jy kan praat, maar sodra dit jou kry om in 'n aksie in te beweeg. En ek dink dis net side note, dis kom die Bybel so ongelooflik amazing is. Want as jy kan begin skei word deur die Bybel te lees en ervaar dit vir die Here op jou hart en jy kan begin toepas, skuif dit jou as 'n mens totaal en al. Maar hierso dink ek is vir my so mooi. Ons praat oor hoe kan 'n mens op dieselfde bladsy kom en jy het hierdie prentjie van 'n huwelikstuin. So ek's opgewonde want hier lyk of al 'n paar goeters aangaan en op elke derde stoel was daar 'n bladsytjie gewees rondom die tuin. En ek dink ons gaan nou so 'n klein bietjie stil staan net rondom wat presies behels dit om op dieselfde bladsy te kom en hoe presies kry mense dit reg deur hierdie prentjie. Ek gaan vinnig sommer net vir julle al die stilhou plekke in die tuin wys en net vir julle sê wat daar gebeur sodat julle die breër prentjie kan kry. Jy weet, ek gaan eintlik by die einde begin en sê daai lekker bonfire, ons noem hom 'n vreugdevuur. Kyk, ons Afrikaners sê ons nou gaan ons braai. Jy weet, dis daar waar dit lekker is. Dis daar waar jy nie eers mee hoor jou man koud te hart of jou vrou sug te veel of wat ook al jou gewoonlik irriteer. As dit lekker is, as dit goed gaan tussen ons, is ons by daai vreugdevuur. Dis ook waar intimiteit gebeur en dis waar ons memories maak wat vir ons een maak. Waar ons lekker saam lag. Maar mens kan nie net altyd by die vuur sit nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. Daar's baie werk om te doen waar mens eintlik brandhoutjies bymekaar maak vir daai vuur. En dit begin daar by die tuinhekkie. En die tuinhekkie is eintlik 'n simbool vir die baie oudtydse konsep van verbond.
Louis noem dit bedompige woorde, hardlywige woorde. Verbond is so ene, maar dit is 'n beautiful ding wanneer mense sê I'm all in. So by daai tuinhekkie besluit ons, gaan ek 'n geheime rekeningkie hou? Gaan ek die agterdeur oop hou? Gaan ek, jy weet, hoeveel van myself gaan ek insit en hoeveel gaan ek net vir veiligheid so bietjie? En wat ek love van hierdie, sorry Hetty. Ja, Ek wil dit net so graag noem. Wat ek love van hierdie is dit is hoekom ons as kerk baie keer sal sê dit nie gesond is om saam te bly nie. Wat jy staan in 'n huwelik, moet jy los die deur oop. Sodra dit nie meer vir my werk nie, dan gaan ek wegstap, want daar's nie meer die verbond, as mense dit so kan noem, wat gesluit word om te sê, okay, nou is ek all in nie. So wat gebeur is, jy los eintlik al daai goed kwesbaar, om te sê, maar, ek weet nou nie wat alles behels nie, maar as hierdie gedeelte vir my van die huwelik nie werk nie, dan stap ek uit. Daarom sal ons altyd vir mense sê, moenie saam bly vir die huwelik nie, want dit is wat gebeur, as jy los eintlik die hekkie oop, en ek weet vir praktiese doeleindes en al daai goeders, maar wat vir my belangrik is daai all-in gedagte. En weet jy, mens kan voel as die ander persoon net die hek agter hulle toe getrek het nie. Die huwelik kan nie so werk nie, want dit is verbond, net soos wat ons verhouding met die Here verbond is, en ons geloof werk ook net in totale oorgawe, julle weet dit. Jy moet alles vir die Here gee of dit werk nie. En die huwelik is 'n afbeelding daarvan. So, there's only one way and it's all in. So die tuinhekkie verteenwoordig net basies, as ek in is ek in. Ja. Hoe lyk dit? Ek's in met my lyf, Yes. ek's in met my staf, ek veg vir jou, ek gaan nie Awesome. oorlog maak teen jou nie, ek vertel vir jou my geheime, ek neem besluite saam met jou. Dit is 'n lang lysie. Okay. En ons moedig jou aan in 'n praktiese oefening in die boek om werk te maak hiervan en te sien waar is jy. Die eerste keer toe ons hierdie gedoen het, kon ek nie alles sê nie. Ek kon dit nie alles sê nie. Maar ek dink dit is goed dat mense dit noem, want ek dink weer eens onthou, hierdie is 'n huweliksboek. So as jy sit en jy's in 'n verhouding en sê, "Jesus, ek moet all in." Nee. Dis nie wat ons sê nie. Wat ons hierdeur sê is die begin van 'n huwelik is wanneer jy sê I'm all in. Ek staan voor wie ook al dit mag wees. As jy nodig het vir iemand om jou te trou, ek kan jou details my gee. Ek sal met liefde. Nee, so wat jy dan doen is jy deel daai oomblik om te sê nou is ek alles in. En ek dink dis wat mooi is, dan is daar nie meer geheime nie. My lyf is jou lyf, ons deel intimiteit, ons deel hierdie hele gedeelte van alles van my is alles van jou. Maar dit is nie noodwendig wat ons altyd beleef nie en ons gaan nou gesels oor hoekom dit die geval mag wees, maar dis die begin. En ek dink vir elkeen hierso is dit belangrik of jy nou in 'n huwelik is of nie. As jy in 'n huwelik is en jy voel, Jesus, ek weet nie, ek is onseker, revisit hierdie. Want hier's waar dit begin. Hier's waar jy in die begin van jou huwelik kom en sê, maar kom ons herinner onsself aan die belofte. Kom ons herinner onsself aan die verbond. Kom ons herinner onsself aan die ingang. Ekskuus. Mens kom kort weer by daai hek. Ja. Verseker. En dan, as mens dan net deur daai hekke is, dan is daar 'n put. Sê jy so 'n woord oor die put? Ag man, ja, weet jy, Tegen het ook nou so onmiddellik gesê, man, is daar in die hangmat en hy sê, los my uit, just get out of here, gaan hardloop. En dis presies hoe ek en Hetty dit ook geleer het, want Hetty hou van berge klim, en ek het hoogtevrees, ek kan nie saam gaan nie, ek weet, en sy wil huil, sy wil bloei, sy wil sweet, anders is sy nie happy nie. En wat ons geleer is, 'n gesonde ek en 'n gesonde jy maak 'n gesonde ons. 'n Gesonde ek en 'n ongesonde jy maak 'n ongesonde ons. 'n Min en 'n min maak nooit 'n plus nie. En huweliksmaat kan mekaar uitbrand. My pa en ma was so. En weet my pa was so in my ma se spys heeltyd gewees en hulle was lank getroud, maar hulle was nie gelukkig getroud nie. En my ma het dikwels my pa gesê, "Andries, ek is nie aan jou stert vasgeswys nie." En dis die waarheid, want jy moet leer wie jou huweliksmaat is en presies wat daai mense nodig het om gesond te wees en as hulle uitgedroog is deur die lewe om weer te kan vol word en gesond word. En my grootste job is om daar spasie te skep. Ja. So Hetty moet by 'n put kan gaan sit en daarby drink. En natuurlik weet Jesus, Johannes 4, hy is die lewende water. Ons sien ook dat mense, jy soek in jou lewensmaat wat jy by die Here alleen kan kry. En God gaan nie daarvoor staan nie. Jy gaan vir jou tromp oploop teen die Here self. Jy gaan dit nie by jou huweliksmaat kry nie. So, wat is my put? Wat is Hetty se put? Wat jy weet, dit gaan verskillend lyk. My temperament het 'n enorme rol wat dit daarin speel. Ja. En wat kan ek net by die Here kry en seker maak ek soek dit nie by huweliksmaat nie. Dis uitgebrei in die hoofstuk oor die put.
So net om reg te verstaan, die put is eintlik hoe jy herlaai, hoe jy ontspan, hoe jy jouself op 'n plek kry waar jy weer kan gee. Gaan oor die woord kapasiteit, want sy het my nodig. En ek kan net vir haar daar wees as 'n kapasiteit hê daarvoor. En dis nie haar werk om seker te maak ek het kapasiteit nie. Dis haar werk om te weet, jy het kapasiteit nodig. I must just give me space. Okay, Maar ek kan dit nie by haar gaan haal nie. Nee, en ek love dit want ek het 'n interessante vraag oor dit. Hoe weet 'n mens, so jy leer jouself ken en temperamente en alles, maar prakties in julle huwelik, hoe kry julle dit reg? Want dit is nou maklik om dit net te sê. Sorry, ek gaan nie op almal vra oor julle huwelik nie, maar spesifiek oor hierdie. Hoe skep julle vir mekaar tyd om te sê? Ek weet julle is in 'n ander lewensfase ook, maar vir my vrou prakties, dit lyk bietjie anders. Dis nou die twee pikkewyne wat rondhardloop en hulle is lekker besig en ek weet ek herlaai deur te oefen en my vrou weet sy herlaai deur tyd te spandeer en in te kleer en wat ook al die geval mag wees. Maar waar kom die ooreenstemming? Hoe lyk daai gesprek? Ek dink prakties net vir mense wat hier so sit en sê maar Jonathan, dis een van die uitdagings waarmee ons sit. Wel, 'n mens hou mekaar dop en jy kyk wanneer kom iemand soos as Louis van die agterstoep af kom waar hy by 'n vuur gesit het en hy daai vuur gekyk tot hy uitbrand en hy ruik soos 'n stroois. Dan kom hy in en dan is hy so happy. Dan is hy vol, ek kan dit sien. So mens kan eintlik jou lewensmaat sien recharge. As ek so immergroen fasiliteerders opgeleid het, ek so sessie gedoen met Annelet en Tegan hulle en daai lot aanlyn en ek kom so in die huis en uit my Zoom room uit dan sê hulle, jy immergroen gedoen? Dan sê ek ja. Ek kan dit op my gesig sien. So ons sien dit eintlik en om daai ruimte te gee vir ons maat, maar dit beteken letterlik dat Louis partykeer daai klimme van my Kilimanjaro toe en sulke goeders. Hy moet help fondse insamel. Ja. En dit beteken ook dat ek gaan soek daai charcoal in Tennessee wat van Namibië en Suid-Afrika afkom. En ek koop al daai sakke. Ek laat die hele kar vol. Hy het so 'n rye daarvan wat op mekaar staan in die garage. Hy hoef nooit vir iets anders as Afrika te ry nie. Beteken so baie in die huwelik Sien as my huweliksmaat sien. Ek maak nie ekskuus vir die Engels. Jy mag maar. I'm not just allowing I'm facilitating. I'm facilitating. Yes, dit beteken so baie dat jy weet ek honor jou, maar ek dink die groot ding is ook die groot voordeel is vir Hetty om en sy doen dit ook want sy is so goed met kommunikeer. Ek is nie, ek gaan nooit wees nie, maar jy weet om te kan sê ek het nie nou kapasiteit vir jou nie. Kan ek herlaai? Kan jy vir my die spasie skep? So jy vat dan die pikkewyne doelbewus, nie omdat jy dink jou vrou is lui of something wat jy weet, sy het nou nodig om te gaan herlaai. So ek skep vir haar daai ruimte, weet en sy gaan dit ook vir my doen. Maar is om te sê ek het dit nou nodig, kan ek daai spasie kry. Anders jy weet ons sê altyd jy kan dit nie ryk nie en daar's soveel goed in die huwelik wat mense net verwag. Maar hy ken my mos, ons lief vir my. Hy moet kan ryk. Nee, ons kan nie ryk nie, jy moet die goed maar sê. Nee, en ek dink waar dit vir ons nogals baie prakties is baie keer wat sal gebeur is ek sal baie keer herlaai, maar dis eintlik hoe ek herlaai nie. Ek sal dan sit en op my foon deurgaan en dan sê my vrou dis nie herlaai nie. En as andersom ook. So ek dink wat belangrik is ook die accountability is om te sê nou is jy nie besig om te herlaai nie. Nou is jy net besig om dit wat jy eintlik veronderstel wat nodig is, een kant toe te skuif en jy fokus ook op die verkeerde ding op die oomblik. Ja, dit is self-medicating, dis ontvlugting, daai goed recharge jou nie. Ja. Awesome, cool. Put, ek like die put. Ja, ek gaan net gou oor daai ook gaan. Dan staan 'n doringbos. Julle en dit is nou daai moeilikheid wat dit kom nie uit jou hart uit nie. Dit is jy het nie meer estrogen nie. Party van ons wat nou al oumas is, het 'n probleem met daai goetertjies. En dit gaan natuurlik die huwelik affekteer. En Louis gaan dit nie kan fix nie. So, dit is daai goed wat jy moet own. Party mense snork dalk. Jy weet, dan moet hulle ook iets staan doen. En so is daar net goeders wat en die sleutel daar is gaan sien die experts. Jy weet, en ek en Louis sit in die boek die lys van al die experts wat ons al moes gaan sien vir issues wat ons huwelik raak. Ek het ADHD. Dis vreeslik embarrassing julle, maar ek as 'n groot mens, as 'n 54-jarige vrou vergeet om die toilet te spoel. Dis nie lekker vir 'n groot mens wat saam met jou woon nie. So ek moet daarmee deel, so daar's tye wanneer as ek onder groot druk is en ek doen baie werk, dat Louis vir my sê jou ADHD is nou rolfbokkie, dan drink ek weer my pilletjies. Sien, so dis hoe dit werk. So net vinnig vir die doringbos, dis jou swak eienskappe. Dit is die goed waarmee jy sukkel. Dit is die nie lekker goed in die huwelik wat ons gewoonlik nie oor praat nie. Ja, die mediese goeters en die fisiese goeters, die allergieë man en die insomnia. Okay. En die foonverslawing. Die foonverslawing is die goed waarmee ons hulp nodig het. Dis goed en weet bladsy 72 manne,
Bladsy Dis 'n briefie. 72 begin ek en ek skryf boys en dan praat ek net met die manne. Ja. Want ons mans is baie sleg en ons kom by 'n punt waar jy het so lank nie geweier om te praat oor 'n ding dat dit nie net vir jou affekteer nie, maar regtig 'n groot lading, 'n las op jou huwelik is. Daar's huwelike wat eindig omdat dit te laat geword het. Daar is iets soos dis te laat. Ja. En dan was dit oor 'n stupid ding waar daai man net eenvoudig te trots en te veel van 'n Cowboys Don't Cry was. Ja. Om daai ding te sê en om iemand te gaan sien. Daai brief, ek kan dit vinnig sê, jy weet, ek sit daar in Tennessee. Ek is nou al lankal, ek weet nie goed lankal, maar ek is nog steeds van Brakpan of is Brakpan man praat nie. Verstaan jy? As jy nie ding se olie kan aftap nie, dan praat jy nie oor hom nie. So, en jy weet, op 'n stadium gaan dit so sleg met julle. Kan jy dink die tyd van COVID daar, die tyd van Trump en al die goed, slat ons daar in. Ek sit daar en ek word al hoe meer depressief. En uiteindelik sê ek iets vir Hetty. En sy sê jy is besig om deur al 5 fases van trauma gelyktydig te gaan oor emigrasie en jy weier om met iemand te praat daaroor. Ek het seer gekry want ek praat nie. So ons mans is bad met hierdie ding. Ja. So enige iets wat jy weet en again, julle as jy verslaaf is aan iets, gaan jou huweliksmaat jou kan help. Nie tensy jou huweliksmaat 'n spesialis is in hierdie area nie. So as jy aan enige iets verslaaf is of op enige mediese ding of wat ook al, die lys is lank, hy's in die boek, maar jou huweliksmaat gaan nie vir jou help. Jou huweliksmaat kan jou ondersteun en vir jou bid en daar wees vir jou. Maar weer eens, moenie by jou huweliksmaat aanklop of opkrop en dink hierdie ding gaan homself fix nie. Die groot ding is 'n doring trek nie homself uit nie. Gaan na die regte persoon toe daarvoor. Dit vat humility. Ja. Baie belangrik, nederigheid en tyd en geld. Partykeer kan mens net een moeilikheid op 'n slag hanteer, dan hanteer mens hom. Goed. Daar's nou 3 kommunikasieplekke en ek gaan net vinnig deur hulle klik. En dan gaan ons dalk by een van hulle stil staan. Maar daar's 'n tuinmankie daar. Julle sien hom daar lekker onder die denneboom in die koelte. Dis lekker om met 'n denneboom te praat want hulle praat nie, hulle luister net. So, maar daar was die plek waar ons boomtaal praat en lekker met mekaar kuier. Dis sommer daai, hoe was jou dag tipe van geselsies daai, wat is jou droom? Dis die lekker kuiers, connection kuiers. Maar dan is daar ook 'n skaakbord en dit is waar ons probleme moet oplos. Dis waar ons nou nie saamstem of ons 16-jarige nou mag date nie, dis waar ons nou nie seker is kan ek dit nou self van hê nie. Dis waar ons nou nie seker is of ons genoeg spaar vir aftrede nie, nou moet ons dit uitfigure. Strategie. En aan mekaar se kant bly. Maar omdat ons in 'n verbond is, gaan Louis se sonde my raak en my sonde gaan hom raak. En daarom het ons 'n mandaat in die huwelik om vir ons maat tuinhuisie toe te vat. Ken julle daai gesegde van die Amerikaners wat sê 'n trip to the tool shed? Ken julle hom? Ons mag mekaar konfronteer. Maar ons is terrible daarmee. Ja. Ons val aan, ons klim in mekaar se karakter in, ons kritiseer, ons verneder mekaar. En dit is my so mooi waar Adam en Eva vir die eerste keer Sondag sien ons God se reëls vir die tuinhuisie. Hy sê nie, so is dit lekker om kaal te wees en druk hulle neus in 'n plassie soos wat jy maak met 'n hondjie wat op die mat piepie nie. Hy maak nie so nie, hy slag 'n dier en hy maak vir hulle klere. Hy bedek hulle skaamte. En daarso moet ons gesindheid wees. Bokkie, ek is bekommerd. Ja. Ek sien 'n patroon of liefie, ek het gesien wat op jou foon aangaan. En daar's duidelike stryd. Met pornografie, ons moet hieroor gesels. Kan ons asseblief daar praat? Dis 'n mooi gesprek. Dis nie 'n uitfreek nie. Ons gaan kalm soontoe met die wete. Ek is ook 'n sondaar. So ek het 'n vraag eintlik op hierdie want ek dink in my vrou se persoonlike hoedanigheid wanneer ons ook ek meen ons is getroud, ons persoonlike huwelik, nie iemand anders se huwelik nie. Wanneer ons byvoorbeeld so 'n gesprek sal hê en ek dink vir baie mense daar buite, ek dink in huweliksberading wanneer ons sit met mense het ek al agtergekom, baie keer wanneer iemand daai gesprek het, is die ander persoon nie noodwendig reg op daai oomblik nie. So ek dink wanneer jy daai gesprek ook het, is om te sê luister hier, so ek sien 'n patroon, ek wil graag oor hierdie gesels. Gee altyd die opsie om te vra of kan ons nou, ek weet nie, ek vra eintlik om die opsie te gee, kan ons nou hieroor gesels of het jy nodig om bietjie te dink en ek is net bang baie keer wanneer hulle gaan sit en dink, hulle gaan dink alleen uit. So ek wil eintlik net hoor hoe presies werk daai en lyk daai. Jy het eintlik, ek gaan net gou oor hierdie 2 skyfies klik. Jy het eintlik nou, ons gaan nou nie stil staan by hierdie ouetjie nie. Hier by die skaakbord, as ons 'n moeilike gesprek moet hê, dis maak 'n geskikte afspraak. Dis daai ding.
Dis presies dit. Stap 1 van 'n goeie gesprek as ons oor iets swaar praat is. Kyk, die Heilige Gees verlaat my 9 uur in die aand. Dit is maar deel van my temperament. So, ek en Louis doen nie konflik in die aand nie. Nou sê die woord van die Here, moenie kwaad gaan slaap nie. Maar ons probeer om nie kwaad te gaan slaap nie. Ons sê net, ek word al hoe kwaader, so daar's nie sin om nou aan te gaan nie. Ja. Maar ek is lief vir jou en ek wil hieroor praat môreoggend eerste ding. En môreoggend eerste ding is 9 uur. Want dis wanneer Louis en die Heilige Gees connect. Dis Pinkster, elke oggend 9 uur. Dis 9 uur in die aand en 9 uur in die love oggend wat julle gaan nou dit nie sê. goed word. Love wat julle nou sê, want glo vir my, dit is ook nie die aand as ek net so begin. My liefie, kan ons gesels. Volger nou. Ja. Nie nou nie. Okay, cool. Die Ek hou van tyd dit. moet reg wees. Ja. En miskien is dit 'n goeie tyd dat ek en Louis 'n bietjie demonstreer hoe daai gesprek nie moet lyk nie en hoe hy moet lyk. Asseblief. Is julle gereed vir kom ons doen 'n bietjie demo? Okay. So hierdie is soort van 'n true story, Ja, julle. hierdie is 'n ware verhaal. Dis, Dis ja, min of meer hoe dis dit afgespeel sort of happened, ja. Ja, Okay. is jy okay? Ek is okay. Liefde Saterdag aand en dit is nog lekker vroeg en dit gaan so goed met ons. Hoe lyk dit? Sal ons 'n bietjie vanaand Ek dink dit tyd gaan goed met jou, maar dit gaan nie goed met my nie. Wat bedoel jy? Die kat. O, Malikie, ons kat. Is dit die kat se naam? So die kat het nou al 'n naam. Okay. Wat bedoel Okay, die jy? kat Wat het is al 'n jou naam, 'n troetelnaampie. Ek het nie toestemming gegee vir daai kat nie. Ek het pertinent toe ons uit Suid-Afrika uit is gesê die heel beste ding is dat ons honde kon weggee. Ek hoef nooit weer troeteldier te hê nie en jy het vir my gesê ons hoef nie weer 'n troeteldier te hê nie. Ek kom van Suid-Afrika af en jy en Simonay knyp 'n katjie hier tussen julle vas en julle kyk met daai leepoogies vir my en sê ons het 'n kat. Die kat is 'n rescue en ons Caleb en die kat was daar en dit was 'n goeie moment en ons het net Nee, maar weet jy, julle doen dit altyd. Jy en Simonay konkel agter my rug en dan is ek die vark in die verhaal wanneer ek dan moet kom nee sê, dan het jy klaar allerlei goeders soos die iPad, soos ja sê vir dating. Oor doen jy dit. dit is glad nie Ondermyn absoluut hoe ek probeer om 'n verantwoordelike ouer te wees en goeders in ons kinders in te bou. dit is nie wat met die iPad gebeur het nie. Ons praat nie oor die iPad nie. Dit gaan nie oor die iPad nie. Dit gaan Jy het daaroor nou net begin oor die iPad te praat. Nou en dan mag ek myself nie verdedig nie. Jy doen dit altyd. Jy begin oor een ding praat en praat jy oor ander ding en as ek myself probeer verdedig, dan sê jy dis nie waaroor dit gaan nie, want dit is ook nie wat met die Dit tyd gaan net gebeur oor een ding en dit gaan oor jy en Simonay wat agter my rug konkel en dan maak julle my die bad Dag, gaan guy oor wat die moet nou moet ek 'n rescue kat teruggee. Dis nou moet ek evil wees omdat jy onverantwoordelik is. Ek kan nie hierdie doen nie, ek is klaar. En nou storm jy weer uit. Ja, ek gaan uitstorm want mens kan met jou gesprek hê nie. Wel, dis hoekom ek die kat kies, want die kat sal nie dit doen. Okay. Alright. So julle kan sien niks wat moet gebeur het hier gebeur nie. Daar was nie 'n afspraak nie. Ons staan nie aan dieselfde kant van die skaakbord nie. En dis onmoontlik om uit te figure wat is die swart stukke want eintlik by die skaakbord gaan dit daaroor dat ons sit saam en ons speel wit. Niemand is skuldig nie. Niemand is verkeerd nie. Niemand is 'n opponent nie. Ons twee gaan wit speel. Hierdie probleem van die kat is die swart stukke en ons gaan saam teen hierdie probleem speel dat ek nie gelukkig is met die kat en hoe die kat in ons huishouding ingekom het nie. Ons moet dit saam uitfigure. Maar ons het nie dit gedoen nie en ja, ek het 7 topics aangeraak want ek het nou 'n issue, 'n duidelike issue en dit gaan by the way eintlik ook oor die kat nie. Maar goed, so gemens weet waarmee ons besig nie. So wanneer ek nou actually hierdie punt moet maak, is daar beginsels, hierdie 5 beginsels wat ek moet toepas om duidelik te kommunikeer sodat hy weet waaroor praat ons en sodat ek kan voel ek word verstaan. Ja. So kom ons doen dit gou. Ons redo. Take 2. En dis lekker dat dit daar Saterdag aand is wat ons actually nie by die kerk is nie en ons het lekker vroeg in die aand en dis 'n great tyd vir ons om 'n bietjie tyd te spandeer, 'n bietjie vuur te maak. Ek is excited daaroor. Dit kan wees, maar daar's iets wat ek asseblief oor wil gesels want ek voel nie asof ons op dieselfde bladsy is nie. Is nou 'n goeie tyd vir my om net met jou te gesels oor die kat situasie. O, my aarde, ek het nie geweet daar was 'n probleem nie. Ja, ek het verseker tyd. Dit is verseker nou 'n goeie tyd. Wat op Dankie. jare plaaie? Toe Ou Malikie. is dit haar naam. Okay. Toe
toe ek gister, kyk ek moet nou aan hom vat nie, onthou, ek het nou geleer, scratch and win, ek wil nie hierdie ene verloor nie. Okay, so. Toe ek gister by die huis kom van van Suid-Afrika af, en ek sien daai kat, en dat julle klaar geband het met die kat. Toe voel ek gemanipuleer, en ek sê vir myself, hierdie twee het alweer agter my rug gekonkel, en hulle is klaar verlief op die kat, ek gaan die bad guy wees as ek hierdie kat moet teruggee. En hoekom hierdie vir my saak maak, is ek wil hê ons as 'n gesinnetjie, want dit is nou net Simonei wat nou nog oor is in die huis, dat ons 3 nie 2 teen 1 verdeel moet wees nie. Ek beleef dit wanneer jy besluite neem sonder my. So my versoek is, sal jy en Simonei asseblief groot besluite wat julle saam neem, net just run it by me once, sodat ons kan gesels hoe dit my sal raak, voordat jy 'n finale besluit neem. Kan jy dit doen? So laat ek net seker maak, ek hoor alles reg. So, die probleem is dat toe jy van SA af terugkom, toe sa kat, en jy het gevoel, ons het agter jou rug gekonkel, ek en Simonei, en die kat gekry, en jy het eintlik gesê, jy wil nooit weer troeteldiere hê nie. En dit maak vir jou baie saak, want dit voel vir jou eintlik is 'n verhouding breek, wat ek veroorsaak, met Simonei, en dat ons jou soort van as die bad cop maak, want nou moet jy dit, jy moet nou eintlik sê, dis nie aan nie, en dit forceer jou in daai situasie, en jy voel gemanipuleer, en jy vra in die toekoms, dat jy in sulke groot besluite geken word. Het ek alles gehoor, of is daar nog iets? Het ek het reg gehoor? Jy het dit reg gehoor, ja. Kan ek daarop reageer? Ja, ek wil graag jou perspektief hoor. Dankie. Man, ja, toe ons by Caleb gaan kuier het, en daar is die ou rescue katjie, en ek kyk en Simonei kyk in die katjie se oë, toe het ons verlief geraak op die kat, en ons het geweet, veral ek het geweet, jy wil nie weer 'n dier hê nie, want eintlik, jy het gesê, jy wil nie weer vir die dier sorg nie, toe figure ons, as jy nog 2 weke weg is, dan, as jy by die huis kom, gaan ons eintlik vir jou al gewys het, maar jy hoef nie vir die dier te sorg nie, ons kan vir die dier sorg, en die storie, wat ek toe vir myself vertel is, ons was 'n ruk terug by Jeff hulle, en daar was 'n katjie, en toe het jy eintlik gesê, sjoeg, as 'n kat so kan wees, dan kan jy eintlik 'n kat hê, so toe voel het vir my, jy het 'n deur oopgemaak, vir die kat, en, hoekom het vir my saak gemaak het, is, ek wil so graag 'n dier hê, en ek weet, as ek 'n hond kry, dan gaan jy my los, so, maar, toe dacht ek, 'n ou katjie, kan amazing wees, en dit is vir my baie belangrik om 'n dier te hê, jy weet, dit is my so amazing, en ek weet nie, ek het fouteer, maar as ek iets kan vra, kan ons dit miskien nog so 2 weke gee, kyk of dit kan werk, en as dit dan nie kan nie, dan moet ek dit op my neem, en vir Simonei sê, hierdie kat moet nou uitgesit word, en dit is nie, nie dit nie, hierdie kat kan nie by ons woon nie, en papa sal vir die katte 'n geskikte huis moet soek, en dis nie 'n mamma se skuld nie, maar kan ons dit nog 'n paar weke gee, dis eintlik wat ek sou vra. Ek net gou as 'n side vir julle sê, julle het nou 'n demonstrasie gesien van 'n kontrasuurboom. Die reëls staan op die slide, hy kan nie die reëls hy weet presies wat om te doen, maar hy moet dit 'n bietjie opmars. Goed, maar julle het nou gesien, hy het dieselfde struktuur gebruik as ek, situasie, emosie, kopstorie, wat die kernwaarde wat hier so ter sprake is, so 'n bietjie kykie kry in sy hart en sy kop in, en dan 'n duidelike versoek. Ja. En ek voel dan 2 weke is redelik, as ek niks vir daai kat hoef te doen in 2 weke nie, en dankie dat jy erken, daar was bietjie van 'n plan, 'n strategie. Ja, ek is baie jammer, ek own dat. Ja, maar wat ek ook own is, ek het heeltemal vergeet dat ek gesê het, as 'n kat dan niks ruik nie, en hy gooi nie hare af nie, en hy so oulik soos Jeff hulle se kat, dan sal ek ook 'n kat kan hê, jy's nie verkeerd nie, ek het dit gesê. Ek herken dit. Okay, nou julle, full disclosure, dis nie oor die gesprek gegaan het nie. Want as mens kwaad is, en jy is offended, dan sukkel jy met daai emosie, en om hierby te kan uitkom, moet jy 'n groot mens wees en sê, ek gaan die emosie parkeer, en hierdie formule volg, en oefen dit wanneer dit met julle goed gaan. Ja. Want wanneer jy kwaad is dit nogal moeilik, en ek kan julle nou al sê, ons het laasweek alweer gesukkel hiermee, jy weet, want as jy kwaad is oor iets, dan is hierdie tough, but really this works, en hoekom ek het so met herhaal wat sy gesê het is,
As jy 'n ander temperament en 'n ander liefdestaal het, jy kan nie glo hoe iemand wat reg oor jou sit, jy sê 'n klomp woorde, maar 'n ander persoon hoor net wat hulle wil hoor. Ja. So jy moet terug ego en vra, het ek jou reg gehoor? Dit is so belangrik. Ek haat dit, want ek is 'n denneboom, dit is al heeltemal te veel inligting. Maar goed. Ja, en mense probeer so een sinnetjie oor elkeen sê, nie meer nie, nie 'n lang storie nie, een sinnetjie maal 5 en die ander persoon kan bybly. Maar die rede waarom ons dit nie opgelos kon kry nie, is daar was 'n dieper ding. En wie van julle het van daai gesprekke wat julle het al 6 keer oor dieselfde ding gefight ten minste, 6 keer 'n jaar? Net 6 keer. Ja. Nou as jy so 'n looping fight het wat elke keer weer verbykom en ons los hom nie op nie, dan is een van daai goed fout. Ek het hierdie geleer by die hoofonderhandelaar van Darfur. Onthou julle al daai onderhandeling wat in Darfur plaasgevind het vir die Midde-Ooste ontalwe? Ja, sy naam is Daniel Shapiro, hy het 'n briljante boek geskryf, Negotiating the Non-Negotiable. Ek het vir my e-mail gesê ek wil jou goed vertaal, ek wil dit gebruik in die huweliksboek, toe sê hy, go for it. So dis wat hierso is. Nou daai gebruike is goed soos, waar wie jy Kersfees, hoe doen jy Paasfees, this is the way I do it. En as jou lewensmaat hierdie goeders anders doen, dan is daar groter moeilikheid. Of loyaliteit. Nee, as ons nou dit doen, dan gaan my tannie offended wees en sy die grootste persent gee vir ons troue. Jy weet, ek kan nie dit doen nie. Of nou soos wat hierso gebeur het, dat ek disloyaliteit voel van, jy weet, ek voel Louis trek tou en hou my kind aan sy hart vas. Ek dink die realiteit ook hierso, mense voel baie keer dat die persoon aan die teenoorgestelde kant nie, aan dieselfde kant nie, is meer lojaal aan hulle werk. Ek dink dis ook baie keer die realiteit. Sy voel meer lojaal aan hulle werk as wat hulle voel aan hulle huweliksmaat. En as dan my oortuigingsetiese waardes, maar ek het 'n impakvolle ervaring gehad toe ek alleen by die huis was en my ma se hond aan wie haar hart absoluut vas was, ou Sersant, en 'n ander hond het beklei, 'n venster gebreek, toe trap die hond deur daai gat in die venster en sny die hoofslaghaar af hierso. En die bloed het so gespuit oor die hondehok. En ek het net geweet ons moet die hond se lewe red en ek hou nie eers van honde nie. En ek het aan die straat op en af gehardloop met bloed op my en mense gesoek op 'n Sondagoggend om die hond se lewe te kom red. Plaas ouetjie van oor kan die pad het oor die muur gespring en sy duim in daai slaghaar gedruk en daar by die hond gelê. Terwyl ek probeer om nou iemand daar te kry om te kom help. My oom wat eintlik 'n ortopediese chirurg is, het gekom, hy het 'n tampon in die haar gesit en met die hond onderste poort toe gery en maar toe is die hele stoep vol bloed en hare, hondehare en daai reuk het my so getraumatiseer dat as ek 'n hond ruik of 'n hond blaf of 'n hond chunk, dan gaan my angsvlakke deur die dak. Maar ek het nie eers besef dit is my issue nie. Maar toe iemand vir ons sê, hoorie maar het jy hierdie oorreaksie oor hierdie kat? Waar kom dit vandaan? Hoekom het jy so 'n hengse reaksie oor 'n ou troeteldiertjie? Toe boom, toe onthou ek daai trauma. So baie keer kan ons die gesprek nie oplos nie, want ons iets wat ons nie weet nie. En baie keer weet ek ook nie hoekom word ek so woedend nie. Ek weet nie hoekom voel ek so seer gemaak nie. Ek weet nie hoekom voel ek so verneder nie. En dan moet ons 'n bietjie dieper kyk en ons gee in die boek sulke diep delf vrae. Sodat mense kan sien wat gaan nou eintlik aan agter hierdie ding wat ons nie kan oplos nie. Ek wil net sê, ek hou ook nie van katte nie. Ek hou regtig nie van katte. Okay, maar in 'n geval, gats, dit het nie goed uitgeloop nie. Die kat lyk my bly daar. Die kat lê op my kant van die bed. Okay. Ja, Louis het gewen. So, as ons vir 'n oomblik gou terug kan gaan, is ons deur die hele tuin al. Ja. Ons, Nee. ek Ons wil het net sê. Ek moet so klein bietjie terug gaan, ekskuus, maar dit is nou ons het hierdie stukkietjie oorgeslaan net ter wille van tyd. Het ons nie gepraat oor die tuingraf nie. Yes, asseblief. Die tuingraf is maar Ja, so Louis het daai hele hoofstuk geskryf. Jy moet hom praat, ja. Ja, die tuingraf is belangrik, want ek weet nie of julle dit nou weet nie, maar Christene skei net soveel soos nie Christene. Dis letterlik wat die statistieke sê. En yet, wanneer ons trou, dan lê ons verbond af teenoor die Here. Jy weet daai beloftes wat mens maak as jy trou, nê. En jy bedoel elke liewe een daarvan en tog skei net soveel Christene as nie Christene. En een van die grootste redes, enige een van hierdie goed in die tuin kan dit veroorsaak. Maar 'n groot ding is dat ons veronderstel is om in onsself te sterf. In Johannes 12 sê die Here Jesus baie duidelik, 'n koringkorrel moet in die grond val en sterf om te kan vrug dra. En ek weet nie hoekom ons so dink, dis ek gaan my lewe vir die Here gee, maar en dan was ek moeg van die werk af met my issue en ek sal offended by die deur instap by die huis,
dan kan ek maar lewendig wees, my eie ek kan floreer, en my huweliksmaat is eintlik daar om my eie ekkie te streel. Jy weet, en ewen as ek in bediening is, dan is my huweliks daar om my in bediening sterker te maak, en ons praat baie oor in die boek, maar die grootste, belangrikste ding is, ons is in 'n Christelike huwelik, dit beteken, I'm a Christian before I'm a husband, en dit beteken, as ek nie in myself gesterf het nie, en ek stap by my huis in, gaan my eie ek ons huwelik doodmaak. Ons het geleer uit ervaring, nie uit boeke uit nie, ons het op die diermanier geleer, die mate waarin ek in myself kan sterf, is die mate waarin my huweliksmaat gaan floreer. En die grootste vraag, as ek 'n geseënde huwelik wil hê, as ek in die môre opstaan en ek sê, wil ek haar sien floreer? Nie net wil ek haar sien survive nie, wil ek haar sien floreer? Is dit my passion? Dan weet ek is gereed om in myself te sterf om dit moontlik te maak. Dis veral belangrik, wanneer sy my kwaad maak, of wanneer ek haar seer maak, wanneer sy die reg het, om op te staan en te sê, jou skurk, jou buffel, jou terrorist, en dit is waar. En wat ons agterkom, want dan verg dit genade, toe ons praat oor daai tuinhuis en nou, ons het al net soveel gesien, dat, jy weet, obviously, as 'n huweliksmaat 'n verskriklike fout maak, soveel so dat in die Bybel sê, jy mag nou maar skei, maar ons het net soveel al gesien, dat dit wat die huwelik vernietig is, die ander persoon se reaksie, om te sê, ek kan jou nie hiervoor vergewe nie, ek gaan jou nie hiervoor vergewe nie, ek hoef jou nie hiervoor te vergewe nie. Die oomblik wat jy dit sê, is ek jammer vir jou te sê, jy is nie meer 'n Christen nie, want die Here Jesus sê, vergewe altyd. Hoekom kan ek selfs 'n Christen wees? Die huwelik tussen Jesus en sy kerk, hoekom werk dit? Want Jesus het my nie net vergewe, vir dit wat ek gedoen het nie, maar ook vir dit wat ek nog gaan doen. Die probleem in huwelike is, ek wil genade vat, maar ek wil nie genade uitdeel nie. Ek wil al God se genade hê, ek wil al haar genade hê, alles, want ek het dit nodig, want ek is 'n sondaar, ek maak baie foute, maar ek wil net so 'n bietjie genade vir haar gee, en wanneer sy dit die nodigste het, en dit, wanneer dit my gaan seermaak, dan wil ek sê, baie meer genade vir my as vir jou, en dan weet ek het nie regtig in myself gesterf nie, so dit maak hierdie tuingraf so belangrik. Meer is dit in die boek. Nee, ons gaan baie naby in hierdie land. Dit is Nou raak powerful. dit teologies. Powerful, want ek dink weer eens behalwe vir daai die eie ek sterf en as jy so sit en dalk is jy nie as 'n gelowige nie, jy het dalk net vanaand gekom om jy het gehoor hulle praat oor huwelik en julle is nog nie seker waarin julle glo nie. Ek wil vir jou sê dit gaan so ver dat selfs al glo jy nie presies in wat die Bybel sê nie. Kom ek sê vir jou, maak nie saak waant jy gaan nie. Daai beginsel werk vir almal. As jy sterf in jouself en jy lê jou lewe neer vir iemand anders, ek kan jou waarborg huwelik gaan floreer. Want daar is net iets ongelooflik aan die model van Jesus. Hoe is dit dat ons 2000 jaar nog steeds praat van hierdie persoon wat eintlik 'n God was, is omdat hy dit reg gekry het. Mense wat nie eens glo in Jesus nie, glo en weet dat dit wat hy gedoen het, duidelike impak op miljoene, biljoene mense het. So eintlik wat ons op vanaand wil land en waar ek jou eintlik wil uitdaag is, ten spyte van 'n liefdesverhouding, selfs verhoudinge, is jy bereid om te sterf in jouself. Want as jy bereid is om te sterf in jouself, nie net gaan jy floreer en ervaar wat dit is om werklik jou lewe neer te lê en jy gaan ervaar wat dit is om vervul te wees. Want toe Jesus het reg gekry het om op aarde te loop en die gelukkigste te wees onder die son, selfs mense wat hom aangehang het, gesê maar, hoe is dit moontlik dat mense lewens gee vir hierdie missie en hierdie visie, is omdat mense gesê het, maar hierdie gaan nie oor my nie. Is ons dink hierdie is ons storie en God is net deel daarvan. Hierdie is God se storie. En ons is so bevoorreg om deel te kan wees van dit. En as jy werklik iets powerful wil beleef, probeer dit net vir 'n week. Probeer dit net vir 'n week. Die moeilike ding, Jonathan, is wanneer ons kwaad is, ek het al baie probeer doodmaak. Maar die Christen, jy moet in jouself sterf. Jou huweliksmaat mag jy jou eie ek, want as hy my afvent, dan wil ek vas sê, sien jy wat maak jy? Dis wie jy is. And then I try to kill her. Maar ek moet in myself sterf. En dis die moeilikste ding. Blykbaar as jy hemel toe gaan, blykbaar is dood wees great. Maar om te sterf is verskriklik moeilik. Dit vra alles. So this is not easy. Ja. Maar Jonathan, ek wil aansluit by wat jy nou net gesê het. Waar dink julle kom die ultimate fairy tale vandaan? Ek meen 'n koning of 'n prins of 'n wie ook al verlaat nou die paleis, dan gaan hy deur
dan moet hy nou 'n heks verslaan of hy met 'n vloek breek of hy met 'n draak slay of hy met een of ander iets doen om nou iemand reg te kry, weet hy moet vir sneeuwwitjie soen sodat hy kan wakker word. Al die stories is dieselfde. En dan is al happily ever after na die tyd. Daar's 'n kultuur op die aardbol wat nie daai stories het nie. Dis omdat dit die oerstorie is oor Jesus wat die paleis van sy vader verlaat het en deur die drek en die moeras en die vloek van die sonde na ons te kom en oor al daai gemors in ons lewens klim om ons uit die sonde dood uit wakker te soen en vir ons te sê kom leef vir altyd by my. En in ons huwelike leef ons daai sprokie en ons mag sê ek wil 'n sprokie lewe. Ek wil by forever after uitkom, want dit is God se storie met ons. Ons beeld dit af in ons huwelik, maar ons beeld ook af die verlange. Die enkellopende persoon leef ook daai storie en sê dis nie goed om alleen te wees nie, of sê ek is met my bruidegom in die hemel getroud en ek is tevrede. Nee. Want ons moet nie aannames maak dat almal getroud wil wees nie. Ons het nie nodig om die huwelik te verafgoed nie. Jesus was nie getroud nie en daarom weet ons dis nie nodig vir 'n betekenisvolle en vervullende lewe nie. Maar ja, ek wil ook net beamoen. Kom ons leef die belangrikste liefdesverhaal is die een tussen ons en Jesus. Het ons dan oor almal gepraat? Ons moet net afsluit met die vreugdevier. Ja, natuurlik. Want al hierdie harde werk by die skaakbord en al daai plekke, julle weet mos, toe man, gaan nie nou daai sê nie, maar as mens lekker beklei het, is dit ook lekker om by die vuur te sit. Kom sê maar net so. So, nadat mens lekker beklei. Goed, jy het hom. Mooi. Net as jy met 'n roosboom getroud is. Nie noodwendig nie. So, die vreugdevier is nie net intimiteit nie, maar dit is ook intimiteit. En die belangrikste ding wat 'n mens daar moet weet, en ons moet net gou gaan na hom toe blaai. Ekskuus, hier is 'n 2 uur lange praatjie wat ons nou onderhoud styl doen, so hy's 'n bietjie uit buite orde. Daar is hy. Daar is by die vreugdevier. Daar is mites wat ons glo oor seks en intimiteit, en die heel belangrikste ene is dat ons dink seks en intimiteit is dieselfde ding. En ons praat in die boek baie mooi daaroor dat dit nie so is nie. En dat seks sonder intimiteit veroorsaak eintlik 'n verslawing en 'n misbruik van mekaar. En dit verwoes eintlik die nabyheid tussen ons. En daai ding is baie belangrik. En ons het nie vanaand tyd om oor dit alles te praat nie, maar daar is beginsels waar ons kan sê, weet jy wat, seks sal vir homself sorg as daar intimiteit is, maar nie andersom nie. Jy kan nie deur seksueel intiem te wees emosionele koneksie bou nie. Ons dink ons kan. Dis 'n klein aspekkie daarvan, maar dit fix nie 'n verhouding vir ons nie op dieselfde bladsy is nie. Dit is vir 'n rukkie voel ons beter, vir 'n rukkie voel ons naby mekaar. It is not going to last. Maar wanneer ons intimiteit bou, sal die res kom. Ja, dis mooi. En weer eens, ek dink ek wil elkeen aanmoedig is om te kyk na die beginsels en bietjie meer oor hierdie te lees. Skryf jou die boek. Dis regtig ongelooflik om deur daai goed te gaan. Ek wil nou as 'n idioot van Brak vanaf sê, as jy die boek koop jy eintlik maar hierdie hoofstuk. As ons weet, dis soos die Bybel, as jy Bybelskool toe gaan, sê hulle onmiddellik vir jou, okay, moenie by Genesis begin nie. So, veral as jy jonk getrou is, begin by hierdie hoofstuk. Swat die vreugdevier, want dis is, jy weet, jy begin ons met die visie. So, as jy, jy kan nou, as jy 'n suurboom is, weet ons jy gaan met die intro begin en deurwerk, maar vir al die ander van julle sê ek, lees eers die vreugdevier. Alles wat daarin is, julle as ek net nie daai goed geweet het ons getrou het, maar alles wat in daai hoofstuk is goed wat ons geleer het, wat ons weet. Sjoe jong, as jy oor hierdie goeters, as jy dit verkeerd verstaan en ongelukkig, het jy wys my nou die dag weer ding op Facebook, nuwe navorsing, wat wys hoe oningelig is Christene oor seksualiteit. En dis die hartseerste ding, is die grootste geskenk wat die Here vir getroude Christene gee. Maar ons het verskriklike wanopvattinge daaroor. So net daai mite gedeelte en dan oor regtig vir al ons manne, wat weet ons oor intimiteit? Verstaan, seksualiteit is soos koffie, sê ek in die boek ook, en intimiteit soos die koffiekoppie. Alles wat ons leer, van agter die kleedkamer se muur, wanneer ons op skool is, elke liewe ding wat jy leer, gaan net oor die koffie. Niemand praat oor die koffiekoppie nie, want hy is oninteressant. Maar jy is sonder daai koffiekoppie en dis intimiteit. So asseblief, gaan lees hierdie hoofstuk, want hy gaan vir jou verskriklik baie leiding spaar. Awesome. Julle? Ons tyd.
Ons tyd is nou. Maar weer eens dankie vir julle insig en dankie vir die wysheid en ons gebed ook vir julle is mag die toer verder vir julle tot groot seën wees en mag hierdie goed mense seën. En dankie dat julle tyd uitkoop om verder te gaan en hierdie te gaan doen en mag huwelike geseën word deur hierdie. So dankie vir julle tyd, waardeer dit so baie. Absolutely. En om by te sê, ek en net jy weet, again om prakties te wees, hierdie is 'n boek, maar daar's ook klein groepleieropleiding wat kom. Awesome. En op daardie kaart wat jy het, is die huwelikstuin is daar, sodat jy kan huis toe gaan, as jy nog getroud is en sê, waar is jy in die tuin, waar is ek in die tuin, en hopelik is jy eerlik genoeg om dit te kan sê, maar agterop, as 'n paar goeders waaroor jy kan praat, maar die belangrike ding vir ons is, so in Augustus hierdie jaar, ons het nou tyd nodig om huis toe te gaan, en 'n paar goed te gaan doen, nog 'n klein kind te gaan help vang, maar Augustus, September hierdie jaar, begin ons aanlyn, met klein groepleiers, sodat jy met, oor 'n 6-7 weke, termyn, met klein groepe kan werk, met die huweliksboek, so excited daaroor, en ons hoop baie van julle klein groepleiers, sal gratis en verniet, opsign, om opgeleid te word. Sien so uit. Ek het net nog een ding, en dis 'n belangrike ding om te sê. Ons het vandag vir julle gevaarlike inligting oor die bome gegee, julle is te mekaar. Ek wil graag hê dat Tegan en Annelet net gou moet staan. Hierdie is julle plaaslike gemeente se boomkenners. En hulle kan julle help om dit uit te figure en veral dit verder te vat in julle gesinne. Ons sien verskriklik baie babetjies hier by julle. Dit is 'n baie vrugbare regte gemeente, ja. omgewing om immergroen ouerskap regtig in te masseer in julle gemeente. En hulle het 'n kursus wat nou gebeur. En hulle het ook afslag vir julle as julle nou inskryf. Dit begin sommer nou. En dit gaan hier wees. So asseblief gaan sien hulle vinnig en kry net so lank die inligting. Jy kan later die besluit neem, maar kry vanaand die inligting. Hulle het blaadjies wat ook al by die boeketafel is. Gryp ene as jy nie nou baie langer kan bly nie. Gryp net daai. Dis die belangrikste ding om nou te gryp. Want dis die langtermynpad vorentoe. Awesome. En Madie is ook hier. Madie is ook 'n Toltries. Sy sit net so agter hulle, Madie Smit. Sy is ook 'n Toltries konsultant. So julle daar's 'n span, It Takes a Village. Hierdie was tref en trap. Stap asseblief die langer pad saam met ons. Ons los hom hierdie kode vir julle op die skerm. As julle daai boonste boompie, oeps, nie daai nie. Verkeerde kant. As jy het gesê ek moet dit uitvee. Daai boonste kodetjie, scan hom, dan kan jy julle eie boomsoort uitfigure. En baie dankie julle dat julle ons hier ontvang het, vir julle geduld en liefde vir ons en dankie vir julle wat in julle sitplekke bly sit het tot die tyd op. Is jy gereed om hierdie ding te land? Kom ons bid saam. Ja, Dis die beste. Dis nou waar hy nou dink hy gaan vir ons bid, maar dis nie wat gaan gebeur nie. Want ons is so excited. Ja, ons is nou 'n bietjie ouer. Nie baie nie, maar bietjie ouer. Ek is nou blykbaar 'n ou directeur-generaal en so, maar weet julle dat ons hier inryne en dis hierdie jong latte en girls en dit is die lekkerste ding as mense van Amerika afkom en jy wonder hoe gaan met die kerk in Suid-Afrika en jy kom hier en hierdie generasie vat voor en dit gee vir ons soveel hoop. Niks kan die evangelie van Jesus stop nie, maar wat ons nodig het is jong dinamiese leiers wat sê ek lewe voluit vir Jesus. Ek is lief vir Jesus en ek is lief vir sy kerk. Jy kan dit nie koop nie. En jy weet, dit is iets wat die Here doen, maak vir ons so opgewonde dat hierdie generasie voorvat en voorloop met die kerk van die Here. So Here, ek vat nou net hier aan Jonathan, maar ons bid sommer vir hom en vir Tommy en vir Marius wat ook blykbaar nog nie eers 50 is nie. Goeie genade. En al hierdie jong mense wat hier voorloop, Tegan, Annelet, al hierdie mense wat hier in hierdie band was, hierdie ongelooflike jong dinamiese leiers wat hulle lewens kan gee vir geld, maar hulle gee dit vir Jesus en vir sy kerk. Here, ons eer hulle, ons bid dat u seën oor hulle op hulle sal rus. Op hierdie kerk, op elke kerk wat hier verteenwoordig is, op Kompas, maar ons bid net Here, en ek vat nou hier aan hierdie ou asof ek 'n mentor of 'n ding is, dit is nie so nie, maar dit is so lekker vir ons wat 'n ander generasie is, 'n ouer generasie, om te sê, hier sit die kerk van die Here Jesus, en hierdie ouens is nie leiers van môre nie, is die leiers van vandag, en hulle weet dit, en hulle vat die verantwoordelikheid om die koninkryk van Jesus Christus in die valdriehoek te bou. Dit kan wragtig nie maklik wees nie. Ons bid Here dat jy hulle paai gelyk maak en hulle seën en ons is so opgewonde oor dit wat u doen. En ons bid regtig Here dat u elke liewe ding wat hulle sal doen, sal seën. Geef hulle wysheid, geef hulle openbaring. Ons weet Here, dis moeilik om u stem te hoor. Dis in al die baie voices daar buite wat so baie is. En nou het ons ook nog stemme kom bydra vanaand. Maar ons bid regtig vir Jonathan, sy vrou, vir Marius, vir Tommy, vir elke leier hier dat u hulle so sal seën. Ons eer hulle vir dit wat u doen. Here, skatte in die hemel, nie op die aarde nie. Ons glo vir Paulus
Paulus het hy gesê het, my enigste hoop is in Jesus Christus en die ewige lewe. Maar ons bid dit julle seën. Ons eer U vir hierdie geleentheid in die naam van Jesus. Amen. So ek vat toe nou sommer oor. Dankie, julle waardeer dit so baie. Mag julle 'n geseënde aand verder hê, mag dit regtig goed gaan met elkeen van julle. Geniet dit. Volgende week het ons 'n gas wat jy genuinely nie wil mis nie. En dalk gaan ons hom net hou vir so klein bietjie langer. Dinsdag behoort hy bekend gemaak te word. En glo vir my, die tieners gaan hom love. So mag jy 'n geseënde aand hê, goed gaan. Totsiens.